ek bid of julle saam met my sal staan in eerbied voor God. Maar ek wil net eers met julle 'n gedagte deel terwyl ek hiernatoe ry, beleef ek in my hart hoe die Here sê Gideons bende. En ek wil elkeen van julle vanaand bemoedig. Al kyk ons na die oormag om ons, saam met God is ons 'n oormag. Amen. En ons moenie bevrees en beangs wees nie, want die Here sê saam met elke versoeking gee hy vir ons 'n oplossing. En vanaand is ons almal hier by mekaar en ons kom hoor 'n oplossing vir elkeen van ons situasies. So as jy saam met my sal staan asseblief. Here, ons kom in afhanklikheid vanaand voor U, maar ook as oorwinnaars kinders, omdat U ons gekies het om U kinders te wees. En ons is hier by mekaar eendragtig en eensgesind, Here, want ons vereenselwig ons met dieselfde doelwit. En ons kom vra vanaand, Here, U woord sê dat U ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee het, maar U het ons 'n gees gegee, Here, van blydskap en van vreugde en van selfbeheersing. Here, en U weet hoe moet ons selfbeheersing toepas in hierdie tye, maar ons kom vra U vir genade en krag dat U elkeen van ons sal help. Ek dank U vir die gaste, die span saam met Wynand wat vanaand is, Here, dat hulle jou veilig tot U gebring het. Ons wil ook sommer net 'n seën uitspreek oor hulle trip verder, Here, waar hulle oral gaan wees en waar hulle ander mense gaan ontmoet, Here, dat U seën met hulle sal wees. Ons pleit die bloed van Jesus oor hulle, dat U hulle sal beskerm en sal bewaar op die pad, dat hulle veilig sal wees, Here. Ek bid die seën oor hierdie gesprek vanaand, Here, terwyl dit 'n gesprekvoering is. Wil ons vra, Here, dat U ons harte sal ondersoek en sal sien, Here, dat ons opreg en rein voor U staan. Ons bid ook dan nou sommer vir die kos, Here, wat ons gaan geniet en wanneer ons saam kuier, dat U ons samesyn sal seën en ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Dis dan mense goeienaand. En die wat ek nog nie gegroet nie, 'n spesiale goeienaand wat ek dalk gemis het ergens langs die pad. En baie dankie vir Johan en die vroukie en die kinders vir al die moeite wat julle gedoen het. En ek hoor van 'n Lakkie en ek hoor van Piet. En toe dink ek eers, maar dit klink dan vir my nou soos die manne wat eintlik moes gestroop het vanmiddag. Of die tapkarre gery het. Ek terg net vir julle hoor. Maar dit is 'n wonderlike voorreg vir ons om hier te wees vir die HK span daar uit Appington uit. En ek kom om 'n paar gedagtes met julle te deel. En eintlik moet ons sommer 'n klompie wanpersepsies uit die pad uitvat en ons moet 'n bietjie realisme in die situasie in Suid-Afrika inbring. Dit is interessant dat julle hier op die grens van Lesotho bly. En die scenario's wat rondom Lesotho kan uitspeel wat ek dink nie eens die inligtingdienste in Suid-Afrika tans oorweeg nie. Maar ons gaan lekker saamgesels. Dit mag dalk 'n bietjie lank raak, maar as ek sien dat julle begin slaap of so, dan het ek gereël vir 'n paar teerpale hier buite, dan hier om die veld, so skouperde, né? Maar dan sê julle ook weet die wat my video's kyk, ek het gisteroggend gesê, pas op vir 'n ou man, want ons kan nie meer so vinnig hardloop of loop nie. So as ons gaan vasstaan, dan staan ons vas, want ons het nêrens omheen te hardloop nie. En dan is daar moeilikheid en daarna sal ons gaan koffie maak en koffie drink. Nou, eintlik is die opskrif daarvan, daar's niks so gevaarlik soos 'n ou man nie. Ek sê altyd daar moet 'n goeie kombinasie wees tussen die twee. Maar mense, daar's 'n baie groot miskonsepsie oor waar kom SBB vandaan? Dis nou Suidland burgerlike beskerming. En ouens dink heel eerste, maar dis hierdie moerse ultra-regse organisasie. As ons na wêreldpolitiek tans kyk, is dit belangrik om te onthou dat daar is deesdae 'n gedagte dat as jy nie saamstem met die woke ideologie van die res van die wêreld nie, dan is jy ekstremisties regs. Nou ons stem nie saam met wokeness nie, want ek het gesien, Lakkie sê hierso, of wie het gesê, jy het gesê, van waar die badkamers is, en die is net badkamers vir mans en vir vroue, en nie vir die wat identifiseer as iets anders nie. Hier is ook die sandbakke vir die wat identifiseer as katte.
Nou, en daarom word ons baie dikwels deur ons eie hoofstroommedia natuurlik na die ver regterkant toe gegooi word. Wat eintlik in 'n sekere sin nie onwaar is nie, omdat ons so breed verskil van hoe die gemiddelde mense dink, of kom ons sê, die links beïnvloede mense dan dink. Maar ons is eintlik 'n groepering van objektiewe, normale mense, wat uit 'n kerngroep van oud-militêre leiers uit bestaan, wat gesê het, manne, hier kom probleme in Suid-Afrika. As die probleme kom, en ons weet dit gaan kom, maar as dit kom, wat staan ons te doen? Hoe verdedig en hoe beskerm ons onsself en hoe beveilig ons mense en hoe verseker ons die toekoms vir ons kinders, ons kleinkinders en die toekoms? En dis 'n ingewikkelde proses, ek gaan daaroor onder andere ook 'n bietjie gesels. So hier gaan dit nie mense rondom ultra regs, ultra links nie. Dit gaan oor 'n groepering van mense wat bekommerd is oor wat in hierdie land aan die gebeur is en bekommerd is oor so baie mense, van ons mense wat nie die gevare en die bedreigings werklik besef nie. Want 80% van ons bevolking het nog nooit 'n koel van vooraf sien kom nie. Ook nie massas mense met pangas en byle wat op jou afstorm nie. En dis nie goed wat 'n mens nie besef nie, wat ons moet aanspreek, en die besef dat op die ou einde van die dag lê oorlewing in getalle, nie in waar jy geleë is nie. Dit lê in getalle. So die gedagte van opoffering, die bereidwilligheid om te laat gaan en te besef dat 'n lewe is meer belangrik as jou aardse besittings en jou rykdomme, want as jy nie meer lewe nie, is daar niks daarvan in elk geval oor nie. En die ander persepsie is dat hierdie plaas van ons is oor 5 generasies opgebou. Maar jy vergeet om te noem dat hier in die 2de, 3de generasie het die Engelse die plaas afgebrand. En dis herbou. Want ons is boere, ons kan bou, ons weet hoe om te bou, en whatever vernietig is, sal ons weer opbou. Die realiteite is, as ons hoop wil hê, moet ons aanvaar dat daar niks sal gebeur voordat hierdie land nie totaal en al vernietig is nie. En dan kan ons ombou. En dis nie eintlik in ons hande nie. Want kyk maar net hoe lyk dit. As jy in Ficksburg se hoofstraat inry, met alle respek, is 'n baie netjies en mooi dorpie, maar hy lyk maar ook soos Delary wil lyk. Soos my Hollandse skoonseun sê, toe hulle kom en hulle sien al hierdie gemors ventersdorp en hulle sien hoe lyk dit in Kolinie en Bissies vlei, en hulle kom op pad na Delareyville toe sê hy, daar staan die hofse wêreld, toe sê hy, maar Delareyville kom volgende. Delarey was 'n leier van die mense, van die boere gewees, so dit moet 'n pragtige dorp wees. Dis 'n absolute vernietigde dorp. So dit gebeur rondom ons, maar ons sien nie meer die goed raak wat rondom ons gebeur nie, want ons lewe daarmee saam. Doen jouself die guns en gaan toer net vir 2 maande oor see, of gaan kuier vir iemand oor see en kom terug in Suid-Afrika en kyk die verskil wat jy gaan raak sien in 2 maande. En my oë het oopgegaan toe ek in die Kongo geboor het, en ek die eerste 2 jaar nooit huis toe gekom het, Suid-Afrika toe gekom het, en toe die eerste keer kom, toe kon ek hierdie klimaatsverandering voel. Ek kon sien hoe dinge agteruit gegaan stelselmatig. Jy sien ontwikkelings, ja, maar dit is alles privaat inisiatief.
jou winkelkomplekse wat gebou word, jou malls, jou woonbeurte wat gebou word daar in Midrand en al die grand plekke is privaat inisiatief. Jy sien nêrens waar die regering enigiets suksesvol gebou het, behalwe vir 'n sinktoilet ergens hier in Natal wat hulle ewe 'n lint van geknip het. En ek weet nie hoeveel miljoene dit gekos het. Die blaatante korrupsie, die vermorsing wat plaasvind uit die staatskas uit, werk vir ons elke dag meer en meer in die moeilikheid in. Kyk die weermag. Uit al die vliegtuie wat daar is, daar is 2 Gripens wat vlieg, daar is 3 Hawks wat vlieg, en ek dink daar is 3 opleidingsvliegtuie, die Pilatus 7 vliegtuie onder 'n lange baan weg. Uit al die massas uit is dit al wat oor is. Daai nuwe luukse duikbote wat by die Duitsers aangekoop is, lê in Simonstad in die hawe. Niks gebeur daarmee nie. Daar is nie meer kundigheid om dit reg te maak om by die gang te hou nie. Eenkant is dit vir ons 'n seën dat gebeur. Maar laat ons nou nie daaroor te veel uitbrei nie. Maar die feit van die saak is, kyk net die verval. Nou, ek wil so met die begin net vir julle attent maak op 'n paar dinge, maar ek wil nou nie daar staan dat ek voor julle is nie. So ek gaan nou hierso staan. Suidland Burgerlike Beskerming is ons is 'n NPC, met ander woorde 'n non-profit, nuwensgewende organisasie. En dan die embleem, ek gaan later daaroor praat. Ek sal die horingsyster maak en jou kloue koper Micha 4 vers 13. So 'n paar goed waarop ek julle net eers moet attent maak. En die eerste ene is SBB is 'n apolitiese organisasie met geen verbintenisse en of assosiasie met enige politieke groepering nie. Quasi-groeperings links of regs van die politieke spektrum nie. SBB se kernsamestelling is voormalige lede van die weermag, polisie, gevangenisdienste wat die bedreigings, gevare van 'n onstabiele politieke omstandigheid ontleed en daarvoor ons 'n nasionale noodplan saamgestel het om die veiligheid van eensdenkende behoudende mense te verseker. As ons nie in staat gaan wees om te oorleef in 'n tyd van geweld en anargie nie, as 'n eenheid nie, gaan ons nie as 'n volk voortbestaan. Dan sal ons tot niet gaan, uiteindelik. Ek wil dan net kyk na die 'n paar bedreigingkies hier binne in Suid-Afrika. Almal weet van waterprobleme in Johannesburg aan die rand, verskeie ander dorpe, die riolerings wat in mekaar val van elke dorp, Eskom se probleme, dan die regering van nasionale eenheid wat ons sien eintlik kontrasterend is, en vandag af het ons geweet dat die ANC faset van hierdie regering van nasionale eenheid is ooste se kant toe, China, Iran, Palestina, dis hulle favorite mense, Cuba, daai kant toe, terwyl die ander, dis die DA en die Vryheidsfront, wat eintlik weer pro-westers is, Amerikaans-Britse kant. En baie daar is dit vir my baie moeilik om te bepaal wie het die beste kant gekies in hierdie setup. Ek dink ek weet, maar kan dit nie sê nie. Maar dit is onthou, dis 'n regering wat gesamentlik besluite moet neem, wat al klaar so was toe hulle beginne het. Nou hoor ons dat Cyril Ramaphosa sê, maar hy sal aanstel wie hy wil as die nuwe ambassadeur nadat Rasool, Ibrahim Rasool weggejaag is uit Amerika. Hy vra nie eens vir die regering van nasionale eenheid nie. Hy vra nie sy koalisievennote nie.
So dis nog steeds 'n eenrigting koers, die ANC way, my way or the highway. Dis wat ons doen, klaar. So werk dit. En dit is natuurlik een van die redes waarom die regering van nasionale eenheid op die medium en langtermyn nie suksesvol kan wees nie. Ek dink hulle is besig om die koalisievennote te frustreer met hulle eensydige besluit om daai wet op grondonteeneming sonder vergoeding goed te keer, is juis om hulle koalisievennote dan nou kwaad te maak en dalk laat hulle pad gee, want hulle gaan baie verder kom met 'n koalisie van mense wat min of meer in dieselfde rigting as hulle dink. As ons kyk na wat Cyril Ramaphosa sê, en ons kyk wat sê Malema, en ons kyk wat sê Zuma, en ons kyk wat sê hierdie ander snaakse knaap wat nou nie daar so baie op die TV te sê gehad het, ons kyk na wat hulle praat, dan praat hulle almal dieselfde taal. En toenemend vandat Amerika nou eintlik die wêreld geskok het deur te sê, maar julle Suid-Afrika word nou onmiddellik finansiering gestop, want julle grondonteiening moet gestop word. Julle BEE-wette is soortgelyk aan daai DEI en dit moet stop. Maar eintlik gaan dit nie eens daaroor nie. Dit gaan oor die blote feit dat Amerika wil hê Suid-Afrika se buitelandse beleid moet in lyn wees met hulle sin. Amerika is pro-Israel, anti-China, anti-Iran. En nou kom die ANC, dis die ouens wat hulle support. Daar word nou 'n ondersoek gedoen in Amerika om te bepaal hoe die geldpaadjie geloop van Iran af na Suid-Afrika toe, na die internasionale hof toe. Wat die ANC aanbetref, is hulle eintlik, hulle skrif is aan die muur vir hulle. En hoe meer hulle Amerika uitdaag en uittagt en sê, ons steur ons nie aan wat president Trump sê nie, en dan maak hulle uitlatings soos hierdie Ibrahim Rasool gemaak het, gesê het, maar Trump is 'n rasis en hy's 'n dit en hy's 'n dat. Dit bevorder nie hulle saak nie. En ek sê nou vir julle, AGOA gaan gestop word. Daar gaan nog groter sanksies toegepas word teen Suid-Afrika oor die blote feit dat hierdie mense wat ons regering vandag is, en dit sluit John Steenhuisen in, wat nie besef wat is die implikasies van dit wat hulle sê nie. Hulle kan nie vooruitdink om te sien wat gaan vorentoe kan gebeur. Wat is die implikasies nie? Natuurlik, hulle is nie gepla oor die feit dat die boere kos uitvoer onder die AGOA ooreenkoms nie, dat daar voertuie gebou word, aan mekaar gesit word, daar in PE wat met AGOA uitgaan. En Trump sê wel, as julle nie julle buitelandse beleid gaan verander teenoor daai plekke nie, dan gaan ons 100% tariewe op julle plaas. Wat is nou 'n interessante ding wat met Donald Trump gebeur het? Met sy aankondiging oor Suid-Afrika het hy gesê, julle moet julle buitelandse beleid regkry teenoor Israel, Palestina, Iran en dan natuurlik China. Hoekom het Trump niks van Rusland gesê nie? Hoekom het Rusland nie in die Verenigde Nasies opgestaan en kapsie gemaak omdat een van hulle BRICS-lede deur Amerika mondelings aangeval is? Doodse stilte van Putin se kant af. Eerste keer. Wat het nou gebeur? Putin het nou self gesê, maar julle in Suid-Afrika, julle ANC moet julle beleide nou regkry. Oeps, wat het dan nou gebeur? Nou is Rusland ook teen ons. Amerika is teen ons. Nou moet ons die vraag begin vra, wie het die geld vir Iran gegee om ontslae te raak van die ANC-regering deur hulle aan te hits om in Den Haag die volksmoordsaak teen Israel oop te maak?
Want dit was dalk die beplande aksie om van die ANC ontslae te raak. Maar hoe gaan we van die ANC ontslae raak? Deur geweld. Dis die manier. En nou moet ons teruggaan na Trump. Skus, ek wil nou nie te veel tyd daarop spandeer nie. Maar dit is toch belangrik dat ou moet besef dat die grootste invloed op ons situasie in Suid-Afrika is nie dit wat in Suid-Afrika aangaan nie, is wat in die buitewêreld ingaan, wat veroorsaak hoe die situasie in Suid-Afrika ontvou. Toe ek voor die verkiesing van Donald Trump gepraat het en na hy gewen het, sê een ou eendag vir my, man, jy moet ophou praat oor Donald Trump. Donald Trump gaan niks vir Suid-Afrika doen nie. Donald Trump is maar net soos hulle almal, hy gaan geen verandering hê nie. En binne 1 maand het Donald Trump die hele wêreld op sy kop gedraai. In 1 maand. Maar dit is interessant oor wat hy sê oor Groenland. Dit is interessant wat hy sê oor Kanada. En dit is baie interessant dat Panama was die 3de een op hulle lys. En wie was 4de? Suid-Afrika. Ja. Die Arktiese seeroute word beheer deur Rusland. Meer as die helfte van die Arktiese gebied val binne in Russiese grondgebied. Amerika het geen invloed in die Arktiese sirkel en die handelsroutes wat deur die Arktiese sirkels gaan nie. Daarom maak Groenland sin. Daarom maak Kanada sin. Want Trump het iets wat hy doen wat vir jare nie gedoen is nie. Trump gebruik die ekonomie om sy doelwitte te bereik. Nie revolusies nie. Nie staatsgrepe nie. Maiden revolusies nie. Nee, hy gebruik die ekonomie. So sy handelsroutes oopbou, moet hy beheer kry oor die Arktiese seeroute. Hy moet die Panama Kanaal beheer. Hy moet van die Houthis ontslae raak by die Rooi See en hy moet Suid-Afrika beheer as gevolg van die Kaapse seeroute. Dis waaroor het gaan. Maar ons is net deel van BRICS as gevolg van die Kaapse seeroute. Niks anders nie. Geen ander rede nie. Daar is niks wat ons het in ons edelstene, soos jy ons altyd sê, ons rykdomme en sulke goed wat Rusland nie 2 keer meer van het. So daar is niks sulke goed wat hulle van ons soek. Net beheer van die strategiese roete onder die Kaap. So nou, dit geld natuurlijk nou beide vir handel, maar dit geld ook militair. En in die proses klap jy eintlik 2 vliee. Nou jy kan nie onderhandel met die Houthis volgens Trump nie. So nou kom hulle daai Houthis 'n bietjie daar in die bokant. Ek dink nie dis noodwendig die regte strategie op hierdie stadium gevolg het nie, want ek sal vir Putin gesê, Putin, praat bietjie met Iran en praat met die Houthis dat hulle nonse stop. Dit sou die regte oplossing gewees het. Maar dis nie vir my om daaroor uit te bou nie. Dit het egter 'n ongelooflike invloed op Suid-Afrika, soos 'n versnelde verval as gevolg van minder finansies. Almal gaan hier af, is amper gek, omdat Trump die USAID, maar dis nie USAID nie, USAID, International Development, maar het hom so mooi gaan uitspel dat dit lyk asof dit hulpverlening is aan Afrika. En dis misbruik deur die CIA, die JS, om veranderinge te bring deur middel van revolusies, en so het hulle dit gestoop. En Trump se benadering is 100% die teenoorgestelde. As Donald Trump die verkiesing in November verloor het, dan was ons nou al in 'n wêreldoorlog gewees. En dankie vir 'n baie nugterdenkende Vladimir Putin. Anders was ons inderdaad daar. Sy geduld is tot die uiterste beproef en hy het eintlik koersvas gebly en nie die dinge laat hand uitdruk en skeefloop. Terloops, Rusland is nie meer kommunisties nie. Putin is die enigste land
wat 30.000 kerke gebou het vandat hy aan bewind gekom het hier in die 90's. Hy is die ou wat miljoene Bybels gratis versprei. Hy is die ou wat met elke toespraak praat en sê, as hier 'n wêreldoorlog kom en as hier 'n atoomoorlog kom, dan weet ons gaan hemel toe, maar julle in Amerika sal hel toe gaan. En hulle haal aan uit die Bybel uit. Hulle praat oor die 4 ruiters van die Apokalips. Hulle sê vir Amerika, julle is besig om dit toe te laat dat dit gaan gebeur. En wat doen Biden? Hulle vervolg die Christene op die straathoeke, die Rooms-Katolieke kerke. Wat doen Oekraïne? Hulle verbied die Russisch-Ortodokse kerk. En dan kyk jy na die foto's wat uitkom van die oorlog. 'n heel vernietigde stad soos Mariupol plat geskiet. Nie een missiel van die Russe het die kerkgeboue getref nie. Gaan kyk. Nie een kerkgebou is getref deur die Russe nie. Maar in Kiev brand die Oekraïense weermag die kerke af, breek hulle af, gaan daarin en indoctrineer die mense. So ons loyaliteite is verdraai. Ons sê ons is Christene. Ons sê ons geloof is so sterk en ons glo in goed in goed. Maar ons wil saam met die woudnis van Amerika gaan. Ons wil saam met die Weste gaan. Hulle verteenwoordig nie ons waardes nie. Ok, ek wil nou nie vir julle 'n ding afsteek oor dit nie. Maar dit ter agtergrond, hier is ongelooflike dinge wat in die gang is. Nou die Britte wil nie back off nie. Die Britte neek alweer, nog steeds weer. Hulle wil 10.000 troepe in Oekraïne neersit. Frankryk wil 10.000 troepe daar neersit. Mense besef hulle nie dat Rusland het aktief 1.3 miljoen soldate in die veld. Met oor 3 jaar se oorlogsondervinding. Die hele Britse weermag kan nie Loftusversveld volmaak nie. Maar hulle gaan die Russe opneem. Jy weet, mense moet daar 'n bietjie realisties oor wees wat hierdie goed aanbetref. Ok, as gevolg van dit gebeur, finansiële ineenstorting in Suid-Afrika, ek het oor al daai goed eintlik gepraat, gaan lei dan op die ou en tot wanbetaling, of staking selfs van SASSA, wat weer lei tot armoede en hongersnood. En julle het gesien, na aanleiding van AfriForum en Solidariteit en Ernst Roet se besoek in Amerika, hoe die haatboodskappe op sosiale media toegeneem het. Geweldig toegeneem het. Loslip Malema, Pinocchio, onthou jy jou gesprek met my? Is die dag wat ek die bike gaan haal, wat die buite staan. Oeps, connecteer my foon met die kaart, toe kan ek lekker ry en gesels met jou. Jou idee gewees. Erik, ja. Waar was ek nou? Kom, julle moet luister. Ja, die rassespanning is ook besig om 'n oorkooppunt te bereik. Onthou, dis nie almal nie. Maar jy het 'n handjievol nodig om hierdie land in 'n bloedbad te verander. Al is 80% of 90% van alle smagtes in Suid-Afrika peace loving. Dink julle so? Dink julle 80% sal eerder vrede wil hê? As 80% wil vrede hê, sal hy 10% wat oorbly genoeg wees om hierdie land totaal en al te omvorm. Veral as daar geld ingestoot word in Natal in, as daar geld ingestoot word om die ISIS sleeper cells te aktiveer, om die ANC-regering met 'n pro-Amerikaanse regering te vervang. Ok, ons het al oor die verval van die weermag ook gepraat. Russies-Oekraïne oorlog, die Midde-Ooste, die Europese gekheid wat daar bestaan, hulle aandrang
Hulle wil om oorlog te maak en dan kom ons so 'n oomblik staan ons stil by Lesotho se grondeise. In 1922, nee man. Ek is nie so oud nie. In 2022 toe ry ons van Nelspruit af Pretoria toe en ek hoor op die nuus dat daar was in die Lesotho parlement 'n opmerking gemaak oor hulle grondeise. En ek spits my ore. En onmiddellik die volgende dag toe sit in ons koerante en oral en hulle lag daaroor. Ag, Lesotho se grondeise. Hulle lag daaroor. Maak hulle eintlik gek. So 'n jaar later toe hoor ek weer, daar was nou 'n parlementsitting daaroor. So 'n paar weke terug het julle die video's gesien wat die joernaliste daar loop maak rondom hulle grondeise. Ek het gegaan en ek het gaan kyk na daardie dokumentasie wat opgestel was, daai wat noem mense dit proklamasies van die Verenigde Nasies. Ek het dit gaan trek. Lesotho se grondeise. Wat soek Lesotho in sy grondeise? Die hele Vrystaat. Tot daar naby Kimberley. Die noordelike deel van die Oos-Kaap, die suidelike deel van Natal en 'n deel van Mpumalanga. En ek besluit om maar kom ek gaan kyk dan wat sê Swaziland oor hulle grondeise. Deel van Mpumalanga en dan sluit die twee by mekaar aan. Noordelike deel van Natal en die deel van Bosbokrand area, daar oor Bombela. Dis hulle grondeise. Weet julle wat, daai grondeise is onderskryf deur die Verenigde Nasies. En die Britte het die opdrag gekry, die mandaat gekry om hulle te beskerm, want hulle het geglo in 1962 dat Suid-Afrika wat in 1961 'n republiek geword het, gaan poog om hierdie twee landjies in te lyf by Suid-Afrika. Maar nou staan ons nie meer so 'n gevaar nie. Hoekom is daar dan nou soveel Britse teenwoordigheid in Lesotho? Hoekom vind daar soveel opleiding in Lesotho en Swaziland plaas? Hoekom is daar meer aanvalshelikopters in Lesotho as wat die hele Suid-Afrikaanse weermag tans oor beskik? Hoekom? Hoekom is hierdie grondeise nou warm gemaak? En waarvoor wag hulle? Waarvoor wag hulle? Wag hulle vir dieselfde ding as wat ons verwag? As alles in mekaar stort? Hoe vinnig dink julle kan die Lesotho weermag in Bloemfontein wees? Jy het 'n mooi ding te doen vanaand hoor. Ja. Hulle toerusting is tans beter en meer as wat ons in Suid-Afrika het. Hou dit in gedagte. Dis een scenario wat kan uitspeel. Wat 'n baie groot bedreiging vir ons is. Veral as hulle besluit as Suid-Afrika val, dan vat hulle grondeise oor weer. En weet julle wat, die wêreld sal nie 'n woord daaroor sê. Veral nou van die steun wat van die buiteland af beginne inkom teen die ANC. Rusland, Amerika, die Wêreldbank wat nou ook gesê het hulle moet al die beleide in orde kry, 'n plek rond Kaapse seeroete, Brittanje hier, die Amerikaners sit in Botswana. As inligtingsdienste, nie die Suid-Afrikaanse ene nie, as inligtingsdienste in die wêreld wat sê dat Suid-Afrika gaan onsself in 'n hot war bevind, vasgevang in 'n skermutseling tussen Brittanje, Amerika, Rusland. Hier. As ander ouens wat reken, die Chinese ook, maar ek dink nie so nie. Die Chinese is nie daai aggressiewe soort wat betrokke sal raak nie, het nog nooit. As dit ons hier met 'n warm oorlog, maar wat gaan die effek daarvan wees op ons? Presies dieselfde. As daar nie geld is nie en daar's hongersnood en dan het ons geweld, dan het ons plundering. Dit gaan oorsit na woonbeurte, is dit 'n miskien. Ek weet so hard klap hier, ek koes. Dit gaan 'n duie stort.
wanneer 'n hot war hier plaasvind. Hier is soveel scenario's waaroor ons kan praat, wat alles 'n invloed op Suid-Afrika kan hê. Het julle al gedink as 'n wêreldoorlog uitbreek? En onthou, Putin en Trump praat nou vrede. Hulle praat nog net vrede, die oorlog gaan nog volspoed voort. Brittanje, Europa wil nie vrede hê nie. As daar 'n wêreldoorlog uitbreek, waar gaan ons al ons voorraad vandaan kry? Ons olie, daai klas van goed vandaan kry. Midde-Ooste gaan onmiddellik in daai oorlog betrokke raak. Hoe gaan ons dit beplan? Wat moet ons doen? Wat moet ons in plek sit? Waar gaan ons mediese goed vandaan kry? Ons kan nog almal van mieliepap en vleis lewe. Ek sal lekker lewe daarvan. Ek weet ek kan ons op die pap ook klaarkom solank daar vleis is. Maar ek is mos 'n Weskaap vandag. Ek is ook meer koring georiënteerd na die beroerde se kant te sien. Hy reis nou nog. Dit wys nog steeds. Maar ja, nou weet ek nie waar ek was nie. Nog van nonsens praat. Ja, nee, het gaan eintlik oor die kwessie van hulpbronne wat waar in die hande kan kry. Maar besef julle, dat sou dit gebeur. Is die groot vraag, het iemand 'n plan daarvoor? Want ek sien mense vlieg Amerika toe gaan praat, hulle moet toch nie sanksies teen die hele Suid-Afrika toepas nie. Pas net sanksies teen die ANC toe. Hoekom? Pas dit teen al die mense toe, want al die mense het gestem. Meeste mense het gestem vir die ANC. Destyds so sanksies toegepas het, het hulle teen die swartes ook toegepas in Suid-Afrika op alle terreine. Hulle het nie uitsonderings gemaak nie. So daai sanksies gaan 'n fenominale uitwerking hê op Suid-Afrika. Maar ons gaan vra, moet tog nie sanksies toepas nie. En dan luister ek na Ernst Rood se gesprek met Tucker Carlson en kry ek hoop tot ek sien hy praat met Rob Bershoff, my donder. Dit sê vir my hy's presies in dieselfde bootjie waar hy weer was. Ernst het 'n paar gedagtes in planne. Hy praat van, ek is nou eers beskryf die 3 van 52. Maar op het hier nie, nee. Maar moenie worry nie man, moenie worry nie. En dames, daai video wat ek gemaak het oor die ou manne, stuur 'n vrou vir my 'n boodskap. Sy sê, wat vir ons ou vrouens? Nou ja, dit is maar dieselfde as die ou manne. Ernst Rood weet nog self nie wat die einddoel is van wat hy wil bereik nie. Hy sê, ons moet werk vir 'n nuwe bedeling, 'n ander vorm van regering in Suid-Afrika. Maar niemand van hulle, toe ek die dag met solidariteit se flipbuis gepraat het oor hierdie goed, het hy vir my met stomme oë aangestaar en hy kon nie anders as om met my saam te stem nie. Maar sal hulle vir hulle lede sê daar is 'n gevaar of 'n probleem? Nee. En sy antwoord was al gaan te veel lede verloor. So kom ons lieg dan vir ons mense en vertel hulle nie die waarheid dat Suid-Afrika in sy moeren gaan val nie. Ekskuus vir die taal. Almal het moegse planne, nuwe koalisies, nuwe forume, maar dit sluit nog steeds 60 miljoen mense wat moet stem in. Ongeag hoe dit op die ou en op die grond lyk. Nou ek sê nie hulle moenie probeer nie. Moenie my verkeerd verstaan. Dis goeie werk wat hulle doen. En dis reg dat die aandag van die wêreld nou op Suid-Afrika gefokus is. Maar dit bring my net tot die besef dat voordat enigiets van daai reorganisasies, herbeplannings, nuwe bedelings in plek gaan kom, gaan Suid-Afrika in 'n staat van geweld en anargie in beweeg. Die hartvlakke is net te hoog.
Die armoede wat oor 'n paar maande gaan begin deurskemer as gevolg van die geld wat nie meer inkom nie. Want onthou daai geld wat die Europese Unie nou gegee het, daai 5 miljard rand of dollar, ek weet nie presies hoe of 'n dollar of rand is nie. Euro. Daarvan gaan baie min by die mense op die grond uitkom. Die res sal maar weer net geplunder word langs die pad. Want dis die realiteite van Suid-Afrika en skokkend genoeg sien ek deesdae dat het in Amerika net so hof gegaan. Dis hoekom hulle al die oorloë wou gehad het. Maar as daar mense is wat in 'n politieke rigting werk en ons sien, maar hierdie manne gaan te laat klaar maak met hulle planne. En nou kom daar moeilikheid. Wat moet ons doen? Dit help toch nie, jy sit hier in jou huis en jy sê vir die ouens as hulle na voor jou huis saamgedrom is en nou klaar al die winkels geplunder en hulle weet daar by jou huis staan 'n groen watertank, so daar's water in. En die een wat daar werk in die huis het wel gesê, hierdie mense het baie kos en daar's baie geld daar onder die bed weggesteek of onder die bank. En dan help dit nie jy sê vir hulle, luister manne, ek gaan nou wag vir 'n nuwe bedeling. Ons moet 'n nuwe kiesstelsel ontwikkel nie. Ons moet 'n federale stelsel in Suid-Afrika ontwikkel nie, waar die Khoisas hulle self regeer, die Zulus regeer hulle self en elkeen wat homself wil regeer homself. Tot die klomp Kaapenaars kan nou self regeer. Wat maar moeilik sal gaan, want hulle kry dit nou nie eens reg om dit te doen nie. Maar kom ons los die Kaapenaars liewers uit, hulle daar 'n mooi strande. Okay. Wat moet ons dan doen? Ons sien dan hierdie goed aankom. En dis waar ons begin het. Toe ek was nooit 'n amptelike lid van die Suidlanders nie, maar toe ek deur hulle beginne beweeg het, was daar die belangrikste rede was die getalle wat hulle vir my gesê het. Ek het later uitgevind dat dit nie so is nie. Daar was ongeveer 1400 ingeskrewe lede. Toe ek deel geraak het van die organisasie en toe ek daar weg was daar so om en by 7000 ingeskrewe lede. So. Vandat ek daar betrokke geraak het, het ek altyd gesê daar's een ding wat voorkom en dis 'n plan. 'n plan gaan nie rondom, my plan gaan nie rondom daarvan of ek en my familie kan veilig wegkruip tussen die Kalahari duine nie. My oorlewingsplan gaan nie daarvan of ek in die Cederberge vir my 'n plaas met net een ingang, want hulle is lief om dit vir jou te sê, dis natuurlik jou eerste taktiese fout. Daar moet 'n ontsnaproete wees. So een ingang is al klaar 'n disqualifier. Maar die ouens is lief om dit vir jou te sê. En daai doen. Maar dan kyk jy net vir jouself. En ons mis die doel. Want die doel gaan oor ons volk. Om ons mense te laat voortbestaan. En dis hoe dit gekom het by die weermaggroepering. Nou ons op hierdie stadium met 'n baie groot jeugdige groep. Dit groei in die laaste maande. Ek dink die stel sal dalk nogal kan sê hoeveel jong mense tussen die ouderdom van 20 en 35 sluit nou aan. Dis eintlik 'n openbaring van hoeveel mense tafel toe kom. Dit sny nou nie ou manne uit nie, maar 'n goeie kombinasie van militêre leierskap gemeng met die jeugdigheid wat daar bestaan. En ons kan heel eerste, en dit moet ons onthou, as daar 'n volksstaat sou wees, as die Afrikaner akkoord toegepas moes word, wie gaan wet en orde handhaaf? As die Kaap hulle self independent verklaar, wie gaan wet en orde handhaaf en wie gaan hulle beskerm? Wie gaan die integriteit van hulle grense beskerm? So hoekom begin jy gatkant voor
Jy moet begin by die mag. Ek sê altyd, the power of the sword. Hy wat die swaard in die hand het die mag. Hy slaan die gitaar. So heel eerste moet 'n mens die swaard van mag in die hande kry. Dis waarvoor jy moet beplan. Nie hoe ons gaan stem nie, hoeveel politieke partye daar gaan wees nie, en al daai losgoedjies nie. Jy begin organiseer om jou vermoë te gee, om jou man te kan staan. Dis die belangrike uitgangspunt, waarby ons moet begin. Nou oké, ek gaan nou met my aanbieding verder. Die visie van Suidland burgerlike beskerming, en onthou die woord Suidland verwys na die Bybelse term, gaan na die Suidland. Oké? Maar ek praat nou maar net van SBB, want het lyk my as die ouens die woord Suidland hoor dan, Suidlanders. In elk geval. SBB, die visie, die skep van 'n veilige omgewing vir 'n volhoubare progressiewe voortbestaan. Kyk wat staan daar. 'n Veilige omgewing waarbinne jy kan lewe herskep. Die visie. SBB se visie is om 'n georganiseerde beskermende geografiese area te verseker, in stand te hou en te ontwikkel waarin enigsdenkende behoudende persone kan migreer, het sy tydelik of permanent, tydens 'n situasie van politieke of enige ander vorm van onstabiliteit elders in Suid-Afrika en Namibië. Die doel, het julle gesien, die visie, baie breed. Missie meer gesentreerd. Nou kom ons by die doel. Om die vermoë te ontwikkel wat die integriteit van die veilige gebied kan handhaaf tydens politieke onstabiliteit, geweld en anargie, deur 'n effektiewe beskermingsvermoë daar te stel vir enigsdenkende en behoudende mense, deur publieke deelname volgens militêre riglyne, dissipline en bevelstrukture en standaarde. Doelwitte. Om uitvoering te gee volgens die strategiese waardering. Ek gaan nou oor die waardering praat. Om proaktiewe gebiedsdominering te doen. Om 'n effektiewe logistieke stelsel te vestig. Om wet en orde toe te pas. Om kundigheid oor die breë spektrum saam te voeg. Voedselsekerheid te verseker. Mediese versorging te verseker. Menslike hantering en versorging van ouer persone en bejaardes. Die doelstellings waarheen ons moet werk. Niemand is uitgesluit nie, almal is ingesluit, maar raak betrokke in die proses. Ek gaan SBB word dan langs die volgende riglyne bedryf. Volgens militêre strukture, want dit plaas die verskillende kundige persone in die regte posisies. Ons as oud militêre mense verstaan militêre strukture, ons weet wat dit beteken, elkeen van julle wat in die weermag was, diensplig gedoen het, daai tyd sal weet wat is 'n peloton. Jy sal weet wat is 'n seksie. Jy sal weet wat is die kapelaansdienste gewees. Jy sal weet wat is die genie. Wat is 'n bataljon, 'n company. Hoe groot is 'n brigade? Hoe groot is 'n divisie? Dit was baie keer al buite die raakvlakke wat bestaan het. Maar okay. Volgens die militêre strukture met 'n militêre tipe van dissipline. Dit beteken nou nie ek gaan vir Erik van die môre tot die aand met 'n sandsak rond jaag nie. Nee, ek wil hê die man moet sy vinger kan gebruik vir die regte goed. Maak gebruik van 'n herkenbare bevelstruktuur soos ek nou verduidelik het, gekwalifiseerde lede in leiersposisies met 'n strategiese waardering waardeur die plan geskep is. Nou as ons kyk na gekwalifiseerde persone in leiersposisies,
My hele totale leiersgroep bestaan uit oud bevelvoerders, bestaan uit oud RSM'e, oud company bevelvoerders, oud peloton bevelvoerders, oud peloton sersante. Hulle is almal daar. Met 'n rede. Maar ergens vorentoe gaan ons ou manne moet retire, dan gaan ons nie meer die geweer kan optel nie, en dis waarvoor jong manne moet inkom. Ouens soos Eric, verskeidenheid van ander jong manne, wat ons stelselmatig kan touwys maak. Ons mag nie opleiding aanbied nie, want dan gaan hulle vir my toesluit. Maar ons mag vir hulle klas bied binne in 'n gebou. En ons kan vir hulle al die teoretiese kennis oordra waaroor ons beskik. En dan vat dit 'n klein bietjie leiding daarna om presies in ons posisies in te staan. Onthou julle BEE? Meneer, kom jy moet hierdie man oplei want hy gaan jou posisie vat. Nou, ons gaan nou dit toepas. Ons kan sê, Eric, kom jy nou 'n bietjie, kom werk jy nou saam met my, want jy moet nou my posisie oorvat. Voorbeeld, nie regtig, jy is te deur mekaar. Okay, ons werk dan met 'n strategiese waardering waardeur die plan geskep is. Ek sal vinniger probeer gaan. 'n Militêre strategiese waardering is 'n logiese proses van evaluasie van alle relevante faktore wat sal lei tot verskeie handelswyses waaruit die mees verkose handelswyse sal lei tot 'n gevegsontwerp of 'n plan. Failing to plan is planning to fail. Nou toe ons by mekaar gekom het met hierdie waardering, ek gee dit net vir agtergrond om vir julle te wys waar lê die vlakke, die kundigheidsvlakke van die ouens. Nou van almal wat daar is ek waarskynlik een van die wat die minder kundige is. Ons het 3 manne wat stafdiens gekwalifiseer is. Jy kan nie verder as stafdiens gekwalifiseer word. Dis wat jy kursus wat jy doen om 'n kolonel te word. Daar's nie 'n generaalskursus nie of 'n brigadierskursus nie. Daai bevordering kom as gevolg van behoefte en geskiktheid vir die pos. Nou daar het ons 3 stafgekwalifiseerde mense. Die res van die bevelvoerders is almal veggroep gekwalifiseer. Dit is tot op eenheidsbevelvoerdersvlak, veggroep. Dis nou eers vegspan, veggroep, en dis net die staande maglede wat daai opleiding doen. 6 maande kursusse en stafdiens is 'n jaar kursus. Ons het 1 lid wat 'n instrukteur was by die leerkollege wat stafdiens aangebied het. Ons het 'n ou wat oorsee die Britse stafkursus gaan doen het. Boonbehalwe die Suid-Afrikaanse stafkursus. Ons is 6 ouens wat by die militêre akademie gestudeer het en die graad V behaal het aan die Universiteit van Stellenbosch. Verder is almal wat aangestel is in die poste aangestel waarvolgens hulle gekwalifiseerd was. Van die divisie sergeant-majore of die brigade sergeant-majore en dan die RSM'e en die company sergeant-majore. Almal van hulle is ouens met ondervinding. Wat het gedoen het? So daar's 'n kundigheidsvlak. En daai groep ouens het ek vir 21 dae in 'n eilandsituasie saamgetrek waar geen kontak met die buitewêreld gehad het. Vir 21 dae is die kos buite die plek afgelaai. Daarvan af het ons dit self gaan haal en is daar geëet en gedoen. En baie keer het hy kos gestaan van 6:00 die aand af, 11:30 het niemand nog geëet nie. En sê mense die kos is lankal koud, jy moet kom hier en sê die ouens, nie voor ons hierdie probleme opgelos het. Ons moet eers 'n antwoord vir hierdie probleem kry. Dan sal ons kom hier. Dit was die toewyding van die manne wat hulle aan die dag gelê het. Dit is 'n ongelooflike ervaring eintlik om dit deur te maak. Nou ek het die volgende riglyne gegee in 1975
het 250.000 Portugese suidwaarts gevlug, en dan praat ek nie van Angolese nie, maar Portugese. Net 250.000. Hulle het al die groot dorpe in Namibië vol gestaan, tot in Springbok, Appington, Olifantshoek en Kuruman. Vol. Net 250.000. Wat as ons uit ons stede uit holderste bolder mense kry wat vlug voor geweld en anargie en moet pad gee, en hulle is 1 miljoen mense? Of hulle is 2 miljoen mense? Hoe groot moet die gebied wees wat ons moet hê? Hoe groot moet die gebied wees wat ons moet kan beveilig? Dan die tweede punt was 'n Duitse projekstudie wat in 1965 terugvoer aan Verwoerd gegee het en gesê daar moet 5 damme in die Oranje rivier gebou word, dan kan jy daai hele Karoo gedeeltes, die Noord-Karoo, die Karoo, daai dele daar af tot amper onder in die Kaap onder besproeiing plaas. Dus word Verwoerd vermoor in 1966 en Foster het nie met die planne voortgegaan nie, net 2 damme is gebou. Wat het die Duitsers gesê? Die Noord-Kaap het hierdie goue lewensaar wat daar deurloop. As daai lewensaar korrek aangewend word, dan kan dit van die grootste ekonomiese inspuitings vir Suid-Afrika wees. Beste groeipotensiaal in die land. Maar heiliglik, as ons van Gariep af vat tot onder by Ograbies, produseer die boere langs die Oranje rivier genoeg kos om 60% van die huidige bevolking te voed. 25%. Wat? Van die graanproduksie. Ja, maar dis nie net graan nie. Daar is ook groente. Daar is ook vleis. Alles by mekaar sit. En dan as jy die Vrystaat daar by my aan, as jy wil, kyk wat kom daar uit. Die punt is, as ons wil kos produseer en ons wil die goue lewensaar gebruik, moet ons die boere in staat stel om te boer. Die derde riglyn vir oorlewing. Waarsonder kan ons nie klaar kom nie. Kom ons vergeet van die potensiële bedreiging. Waarsonder kan ons nie klaar kom. Wat? Daai 3 het die hele waardering gelei. Dit het ons gelei tot die gebied wat ek net nou vir julle sal wys, wat 'n baie groot gebied is. Dit het vir ons 4 handelswyses gegee, waarvan die keuse deur die situasie bepaal sal word. So ons het 4 moontlike aksieplanne. Maar die situasie sal dikteer watter een ons moet gebruik. Wat moet ons doen om ons mense te voed? En dan, die mees strategiese dorp is Appington, Douglas en De Haag. Gegewe daai 3 riglyne wat ons genoem het. Wat moet ons doen om die mense te voed? Seker een van die belangrikste punte. Ek het nou nog gesê, ons moet die boere toelaat om te boer. Maar die boere langs die Oranje rivier het water nodig, hulle moet kan pomp. Om te kan pomp moet ons vir hulle elektrisiteit gee. Nou het Eskom lankal as die geweld uitgebreek het, 'n duie gestort. Daar is nie meer 'n liggie wat in Suid-Afrika brand nie. Nou hoe de heng gaan ons vir die boere krag gee? As ons die hydra in De Haag vat en ons sny die Noord-Kaap netwerk af van die res van die land en ons gebruik die 3 hidroelektriese skemas, gebruik ons as basiskrag en in die dag bring ons wind en son by, dan wek ons 2.500 megawatt op, terwyl die totale verbruik in die Noord-Kaap gebied tans net 1000 megawatt is. En dis die enigste plek waar ons eintlik dit effektief kan doen. Nou, dan kan die boere boer, hulle kan dan besproei, en dis wat ons wil hê hulle moet doen, want iemand moet die kos produseer. Maar ons wil nie vir mense
armoedige, jy weet, ons wil die kos by mekaar maak om 1 miljoen mense kos te gee. Die boere moet dit doen, want hulle is die kundiges in boerdery. Maar ons moet hulle in staat stel deur vir hulle veiligheid te gee, deur vir hulle krag te gee en te sorg dat op die een of ander manier daar genoegsame diesel is. Ek is nie gepla oor kunsmis nie, die milies kan maar 20% laer opbrengs gee volgende jaar, maar ten minste is daar nog kos. Want ons gaan nie nou kyk of wie die hoogste tonnemaat per hektaar afhaal nie, nee. Dit gaan nou oor 'n oorlewing van 'n groepering van mense, ons eie mense. Maar ons moet groot dink en ons moet groot beplan. Douglas, daar word baie saad geproduseer, daar word baie van die GM sade geproduseer, dit word daar gehou, die agterbelmoere, die moedermoere word daar in die koelkamers met Douglas geberge, al die sade word daar geberge, of baie groot hoeveelhede saad word geberge. So as ons wil hê die boere moet boer, moet ons sorg dat hulle toegang het tot die saad en wat daar is. Dit beteken ons moet die koelkamers in Douglas aan die gang hou. Hulle kry hulle krag van die substasie in Kimberley, wat beteken ons moet die substasie in Kimberley beskerm. Ons moet sorg dat die Gamagara pyplyn wat die boere van die diep Kalahari water op hulle plase gee, dat daai pyplyn loop, dat hy gepomp word. Anders vrek mens en dier. Maar as ons dit wil doen, dan beteken dit ons moet die substasie in Kathu beheer. So die een element gee aanleiding tot die volgende vraag wat jy dan moet op 'n plan voormaak en dit beantwoord op die ou einde van die dag. Ons sê in ons mandaat maak voorsiening vir oudgediendes uit die weermag, polisie, gevangenisdienste, brandweer en nooddienste, voorheen onopgeleide lede, ek wil nie meer sê jong manne en vroue nie, hulle is ook daar, maar baie ouens soos ou Erika raak nou al lank in die tand, jy weet, hulle wil dit net nie weet nie, maar dis nou hulle daai. Dan enige ouderdom, niemand is te jong of te oud nie, daar is plek vir elkeen vir sy kennis en sy aanwending. Ek was self 'n boerseun gewees, my pa het geboer daar tussen Langebaan en Houtfield in die Weskaap, en hy het in Moreesburg in die ouete huis gewees, later van tyd. En ek het een oggend daar saam met hom gaan koffie drink, toe sit daar so 'n klomp boere, daar, al die oud afgetrede manne, toe dink ek by myself, as ek elkeen se kennis op 'n CD kon sit, was ek vandag die amper die sterkste ou wat daar is, met daai klomp kennis wat daar lê en wat uiteindelik verlore gaan. Ok, want van dit word natuurlik nou oorgedra. Daar is dus plek vir elkeen. Niemand is te oud. En julle sal verstom wees hoeveel mense van hoe ouderdom kom aktief tafel toe, raak aktief betrokke, fisies betrokke en is eintlik ongelooflik. Nou, ek het nou met julle afgegaan so en gesê hoekom. Mense wil altyd weet hoeveel, wat lyk ons getalle, hoe lyk ons getalle, en ek gaan nou vir julle hier probeer verduidelik. Hierdie is die organigram van SBP. Ons is tans op 'n divisievlak sterkte. Ons het 2 volbrigades, maar hierdie lugvleuel en die polisie saam met die vrouebataljon vorm 'n 3de brigade. 3 brigades vorm 'n divisie. Nou, 1 brigade bestaan uit 3 bataljonne uit. Elke bataljon bestaan uit 3 kompanies uit. Elke kompanie bestaan uit 3 pelotonne uit. Elke peloton bestaan uit 3 seksies uit. Elke seksie het 10 lede. Maak daai som. Dan sit ons nog met ons inligtingsbeen. Ons sit met 'n synafdeling, mediese afdeling, finansies, ons regsafdeling, personeelafdeling, logistiek en 'n ligte werksplaas troep. Ek dink op hierdie stadium staan net
my ligte werksplaas troep. Dis nou tiffies, mechanics wat in karre werk. Is seker al oor die 200 op hierdie stadium. Dis ongelooflik. Die vroue groep, by die 400. Ek kan nog 'n bataljon oopmaak. Hulle bevelvoerder is 'n gekwalifiseerde vrou. 'n luitenant-kolonel. En hulle RSC ook. En hulle is nog al twee in die weermag. Die spesiale dienste bataljon, dit is geen die take, verkenningsgroepe en ingenieurs. Al die ingenieurs is daar, al ons Eskom ingenieurs is daar ingedeel, want hulle moet die kragnetwerk opstaan. Daar is ook ander ouens by die SDB ingedeel wat die infrastruktuur moet beskerm wat aan die gang moet bly. Ons het 2 helikopters wat ons vir hulle tot beskikking stel om te kan sorg dat hulle kan vlieg tussen die verskillende punte waar hulle eers moet gaan afsit, dan die revolusies opbou van die turbines totdat hy presies 50 MHz uitstoot en dan eers kan hulle die lyn aansit. En hy gaan dit effens 'n drop vang, maar as hy laag gaan as 'n paar persentasie puntjies, breekdele van puntjies, dan trip hy weer. Maar as hy eers op lyn is, dan moet die volgende seksie aangeskakel word. So is 'n ingewikkelde proses waarmee ons ingenieurs tans besig is om te werk. En hulle is aktief daarmee besig. En die meeste ingenieurs sit nog steeds by Eskom. Heiliglik. Maar ek het ook al die ander ingenieurs daarin gedeel. Siviele ingenieurs, elektroniese ingenieurs, meganiese ingenieurs. Ja, ek kan nou niks sê, ek wou jou nou iets gesê, maar ons van nou los. As julle sien net hier, kyk hier onder die divisie, hoofdkwartier, daar lê die radiostasie. En hy val eintlik in onder inligting. Nou ons het nou 'n inligtingshub gestig in Appington, ek gaan nou nog daarmee uitkom, waar ons alle inligting versamel wat inkom. En elke stukkie inligting wat ons kan verifieer word in 'n stelsel ingelees. En dan het ons hierdie barometers wat beweeg, met 'n sentrale barometer bo. Wanneer daai barometer by 9 kom beweeg en die rooi in, en dis wanneer ons mense moet pad gee. Maar ek gaan nou nog met julle 'n bietjie daaroor later gesels. Ek wil eers hier al hierdie harde werk kom. Hoekom volgens militêre strukture? Dis bekend aan ons, dis duidelike bevelskanale, dit het dissipline, logistieke kanale. Hoekom uniforms? Eenvormigheid, 'n gevoel van veiligheid, dis intimiderend en dit bevorder dissipline. Want sonder dissipline kan ons nie hierdie fight. Dan kan ons maar oppak en huis toe gaan. Voorgee. Verleef jou rug. Dan is dit verby. Ek kry ouens wat sê, ja, maar ek wil nie so nie. Dan sê ek, bly waar jy is. As jy nie bereid is om 'n gedissiplineerde struktuur in te slot, terwille van die oorlewing van jou mense nie, dan is daar geen dit nie. Ons kyk na die kronologiese volgorde van gebeure. Ons het nou gepraat vroeg vanaand oor alles wat kan verkeerd en skeefloop. Hier kom onstabiliteit, hier's proteste, hier's geweld. Die geweld kan oorgaan in anargie. Ons barometers raak rooi. Ons gee dan die opdrag uit om te groepeer. Dan kom die mense uit hulle verskillende areas uit in 'n voorversamelgebied by mekaar. Van daar af beweeg hulle oor na die hoofversamelgebied. En die hoofversamelgebied werk soos 'n sorteermasjien, soos 'n aardappel sorteermasjien. OK, jy is by een bataljon, jy gaan so toe. Jy is by SDB, jy gaan so toe. Dan word hulle uitgedeel. Daar's ouens reg oor die land wat saam beweeg uit hulle dorpe uit, maar wanneer hulle daar kom, moet ek hulle na 'n spesialistvelde toe uitkanaliseer. En dan na 'n hoofversamelgebied,
Van daar af moet ons hierdie ouens, gaan hulle dan in brigadeverband verder beweeg na voorversamelgebiede toe, van waar hulle met hulle aksies van gebiedsdominering moet begin. Fisies, ek vra van oud militêre manne nog net een job. En dis hierdie een. Daarna kan jy retire, maar dan sê jy nog 'n boek kan skryf vir jou kleinkinders voor. Ons het net een kans. En daai kans, ja, is wanneer alles in duie stort, nee. Groepering, voorversamel, hoofversamelgebied, die filter, die taktiese divisie HK beweeg na hulle punt toe, die brigade beweeg uit met hulle 3 projekte, die ander brigade met hulle 3 projekte, en dan die polisie, die vrouebataljon, die logistieke ouens, die tegniese manne, die syners, die mediese ouens beweeg almal saam met die divisie taktiese hoofkwartier, en van daar, wanneer seker goed plaasgevind het, dan skuif hulle na ons gebiedshoofkwartier toe. Van waar hulle dan hulle eie aksies en goede moet gaan beginne. Ok, nou praat ons van al die manne beweeg uit van die verskillende areas af, het hulle konvooie waarmee hulle ry om by 'n punt in die sentrale gedeelte van die land by mekaar te kom. Mense moenie dink Appington is die punt nie, dit is nie. Ek bly in Appington omdat die waardering gesê het, dis die mees strategiese punt. Maar Appington is nie die belangrikste plek vir ons doeleindes nie. Uit die eindelike oorlewingsplan, ja, is Appington belangrik. Maar vir dit wat moet gebeur, die gebiedsdominering wat moet plaasvind in al die sektore. Nou daar kan julle die gebied sien. Hy gaan hy by Bloemfontein verby, nee. So ons praat nie van so 'n klein plekkie nie. Ons praat van 'n massiewe gebied waar ons mense menswaardig kan lewe, waar hulle weer opgebou kan word, weer trots kan word, aan die lewe bly. Hoop hê, 'n lig aan die einde van 'n tonnel sien. En van daar af, soos die situasie hom voordoen, sal ons maar weer terugbeweeg na die ander areas toe ook. Heidelik SBB se lidmaatskap is R120 per gesin. Maar nou nie soos baie ouens nie. Baie ouens, nee, hy sluit aan. Ek sê altyd jou oupa, ma, oupas en so aan, hulle is deel van jou gesin en jou kinders wat nog op skool is. My een nou 43 afhanklikes daar op invul. My wonder. Dis 'n broer wat hy in 10 jaar nie gesien het nie. Die broer kan self aansluit. Okay. Die stelsel kan bevestig, maar ek reken ons staan so in die omgewing van so 350 vrywarings wat ouens nie 'n bydrae maak. Hey. Wat julle hardop met daai paal. Nou ek dan rond die voor, hoor. Nou, ek is nie onafwysig nie. Ons mag geslaagde verwaak in daai jare. Nie ernstig van. Nee. Ek sien jy dalk so bleek. Okay. Ons het ongeveer 350 vrywarings tans. 'n Ou wat nie kan betaal nie. Mense, ek gaan nie iemand wegwys nie. Stuur 'n e-pos aan die stel, sy lê elke oggend vir my die goed voor, ek saai hom, ek keer dit goed, jy kry 'n kupon wat jy op die stel sal inlees en jy sal lid. En niemand, nie eens ek gaan onthou dat jy 'n nie betalende lid is. Want ek kan nie almal onthou nie. Okay, wat? Hoe word ek? Ag nee man. Hoe het ek nou hier gekom? Stadig, vinnig. Ja man. Okay. Waarvoor word die gelde aangewend? Tans is ons in ons personeel, daar's ongeveer 12 permanente lede.
in die inligtingshub en in die kommunikasiesentrum, by die hoofkwartier, by die radiostasie, is daar mense wat ons moet betaal, want hulle sit die hele dag daar. Kantoor hier, die logistieke storisse hier, die kommunikasiesentrum en die inligtingshub, die water- en ligtedienste, internet, satellietdienste, radiolisensie, kantoor, telefone, boekhouers. Die boekhouers kos ons 12.000 per maand. Lisensies ensovoorts. So, dis nie 'n verrykingsproses nie. Dis 'n survival proses. Maar ek kan nie sonder die radiostasie. Want in ons waardering was dit baie duidelik dat ons plan moet 'n skokaksie insluit. En wanneer sekere goed gebeur, moet daar 'n instruksie oor daai radio kom wat vriend en vyand gaan skok. En niemand gaan dit verwag nie, niemand gaan dit weet nie, niemand gaan dit wil glo nie. Dit gaan soos 'n skok kom. Maar jy skok onmiddellik mense tot gehoorsaamheid. Want ons moet gehoorsaamheid in daai gebied toepas. Ek het al vir julle gesê waaroor die inligtingshub kom, ek gaan nou weer daar kom. Wat is ons interne SBB risiko's wat ons loop? Alliansies, assosiasies met ander organisasies. Weet julle hoeveel keer het hulle my al probeer insleep, Louis Liebenberg, nog voor hy met sy dinge beginne het, kom hy daar by my aan met die Nama koning. Ja, maar ek moet nog ou die koning kom ontmoet, die koning wil 'n foto saam met jou hê, die koning weet van jou en alles. Ek sê, Louis, ek wil nie saam met die Nama koning afgeneem wees nie. Want ek weet mos, hy doen dit met 'n doel. Ek kan myself nie afpersbaar maak nie. Dieselfde met baie ander. As ek met boerelegioen geassosieer het, dan was ek in elk geval nou ook onderdeel soos Isak. Ook by Louis. So is daar verskeidenheid van ander organisasies. Die rapportreiers, die man, Frans se manne, die bitterreiners. Jy weet hulle wou gehad het, ek moet my Joburgdag kom deurbring en as 'n spreker optree. Op die ou en dit kan dit nie gaan nie, al wil ek dit so graag gaan bywoon. En dit gaan nie nou oor assosiasie nie, maar dit gaan nou oor hoeveel fokus plaas ek nou op hulle, as gevolg van die feit dat ek daar is. So die hele tyd moet jy alle kante dophou om toe te sien dat jy nie iemand in die proses te nakom. En ek sê altyd, hoe minder 'n mens weet, hoe beter is dit vir jouself. Ons het nie toe nou beginsel. So moenie vir my vra hoe lyk ons handelswyse, enige een van die 4 handelswyse. Jy moet dit nie vra nie, want ek gaan dit nie met jou deel nie. Want as jy nie weet nie, kan jy nie daaroor praat. Dis die belangrike ding. Dan verraad vind plaas binne in organisasies en dit gaan gewoonlik oor ambisies, eie belang, afguns. Jaloesie is 'n lelike ding. Ons praat van ons geloof, ons sterk geloof, maar daai gebod wil niemand vergeet. Dis van die grootste gevare binne in 'n organisasie. Die koop van lojaliteite, gerugte en valse beskuldigings. Ek meen, ek is volgens die beskuldigings is ek so hoog op in die wat noem hulle daai ouens? In die vrye messelaars. Ek sal langs Prins Charles staan in Engeland. So hoog op is ek volgens die mense, party mense in Suid-Afrika. Weet jy wat? Ek weet tot vandag toe nie eens waarvoor hulle staan. Want dit gaan my nie aan nie. Ek het 'n oorlewingsmissie en 'n doel om ons mense op die ou einde van die dag veilig te kry.
nie oor organisatoriese belange nie. Ek het nie politieke aspirasies nie, ek stel nie daaraan belang nie. Maar ja, valse beskuldigings. Had al 'n hele paar uitgekom. En dan natuurlik die vrees vir vervolging, intimidasie en werksekerheid. Daar is mense wat hulle werk waarskynlik kan verloor deur deel te wees van die organisasie. Ek erken dit kan so wees. Maar ergens moet 'n ou daarom jou gesig begin wys en sê, maar ek staan vir 'n saak. En dis hoekom dit belangrik is dat dit in ons mond moet uitgaan dat ons is nie hierdie vreesaanjaende malorganisasie nie. Ek is dieselfde Wynand de Tooy wat destyds gevang was in Kabinda, wat na 2,5 jaar uit die tronk het gekom het. Ek is nog dieselfde ou. Ek dink ook nog dieselfde, behalwe dat ek dis nou 'n bietjie slimmer. Ek sal nou so lokval die raad sien voor die tyd. Maar verder is ek dieselfde ou. Ek hoor iemand sê nou die dag, ja maar, ek is nou so van die waaf, en ek hoor al Andries praat van Putin kaner. Wees net realisties, maak jou oë oop en kyk na wat om jou in die wêreld aangaan. Daar is nie sulke goed. En as iemand by SBB vervolg sou word, sal dit ek wees. Ons is te veel lede. Dit is amper 'n onmoontlikheid. Die grootste bedreiging is uit ons eie mense oor redes, soos bo genoem, wat spruit uit 'n gebrek aan inligting en feite. Ok, ek gaan nie eens hieroor praat vanaand nie. Ouer persone, hulpbehoewendes, ek het daaraan geraak, ons maak voorsiening vir hulle. Die betekenis van dit stel, het jy die pamflette saamgebring? Ok, want as hy dit gebring het, dan kan jy 'n pamflet vat, en ek dink dit is op die, ek weet ook nie of dit daarop is nie, maar dit afval. Maar daar is 'n simboliek agter hierdie kenteken. Dan radio roepsein, dit is die radiostasie, hulle saai tans uit. Vandag het ons heel pad langs die pad na ons eie radiostasie geluister. Dit is nogal interessant om daarna te luister. En dit gaan harde werk daarin om dit 100% reg te kry. Ook ja, maar ek dink hy het nou die radiostasie agterop en nie meer die betekenis van die kop nie. Ok, maar het maak nie saak nie. Dis die inligtingshaap mense, hierdie inligtingshaap het ons ook 'n klomp geld gekos. Aan die linkerkant daarvan is hierdie kontroleskerms. Ek was hier veronderstel om op die foto te wees nie. Hulle het gedink, hulle gaan nou 'n mooi foto neem en vir my, waar ek my op 'n praatjie maak afneem. Ek sê dis nie wat ek wil hê nie. Ek soek een wat julle die nuus afneem of wat ook al. Maar in elk geval. Dis toe wat hulle nou afgeneem het. Hierdie inligtingshaap word ook dan beman. Hulle moet ontleed watter inligting is vals, wat is nie vals nie. Lees dit op die stelsel in. Dis verbind met die Afrika inligtingskommunikasienetwerke en dan met 'n klomp ander inligtingsnetwerke en word dan in Pretoria gekontroleer en uiteindelik verskaf daardie ene vir ons die barometers ten opsigte van waar ons staan. Dit help nie ons sê ons het 'n behoefte aan so 'n plek, maar ons doen niks om so 'n plek neer te sit nie. Ons het 'n behoefte aan 'n hoofkwartier, maar ons wil nie geld spandeer op 'n hoofkwartier nie. Nou ons HK kos R50.000 'n maand. En die store is 18.000. Ons kan nie daar sonder nie. Want in daai store moet al ons verskillende watersuiweringsprojekte, en ek praat nie van watersuiwer vir 'n gesin nie, ek praat van watersuiwer vir 30.000 mense op groot skaal. Ek koop 14 damme. Dit kan swembaddens wees hierdie wat jy opslaan. Ek koop tussen daai kort ek 7 50 mm pompe, trekpype, stootpype,
Eerste tankvlokkie leer ons, tweede tank suiwer ons, uitgelaai op bakkies met hierdie 1000 liter tanke uit en vat het en hulle gaan 24 uur 'n dag water aanby. As jy kyk na die behoefte wat ons het, die hoeveelheid mense. Maar dit gaan nou net vir 'n sekere tyd nodig wees, nie vir 'n baie lang tyd nie. Ok, dan het ons dan so 'n bietjie sosiaal ook, 'n SBB 4x4 klub, 'n golfklub, motorfietsklub, en hier is natuurlik die advertensie wat ek nou die dag opgesit het. Hoe die hel het dit nou gebeur? Ok, dit is baie op die toer aan voor laat ook geneem, hoor. Daai foto. Ons het juist hierdie sosiale klubs ingebring, sodat mense kan besef dat ons is nie 'n klomp mal mense nie, ons is normale mense. Ons wil ook vakansie hou, ons wil ook ontspan, ons moet ook rus, ons moet ook ons gedagtes wegkry van alles af. So as jy nou boer en jy gaan nou Desember maand Hartenbos toe, vir 3 weke is jou gedagtes weg van wat aangaan en dit is 'n wonderlike ding. Maar terselfdertyd moet ons ook iets kan leer uit die proses uit en ons het in daai rit Angola toe. Mense, ons het Lubango binne gery, daai stad in die aand terwyl dit reën, terwyl daar duisende ligte, karre en motorfietsse is ons daarin met 'n konvooi van 17 voertuie. En ons is daar deur. Johan hulle was by. Waar is Johan? Paul hulle was by. Was eintlik 'n ongelooflike klomp lesse wat ons geleer het uit dit wat ons nou kan terugvoer of terugploeg na ons eie konvooie toe. Ja, dit lyk asof dit 'n spelery is, maar dis ontspannend, maar in die proses leer ons ook. En ons doen dit vir ons lede, sodat ons lede kan leer en hulle self kan verryk met kennis en wat daarmee gepaard gaan. Dis die inligtingshub, dis nou voordat daai TV-skerms opgegaan het, dis waar die aanvanklike interne opleidingsprosesse begin het, om hierdie ouens op dieselfde vlak te kry of kennisvlak te kry. Dan net in hierdie hoekie hier aan die heel regs agter, dis waar al ons radiostelsels geparkeer is, dis daar, ons kan enige plek in Suid-Afrika daar praat, en ons kan ook op ons radio uitsaai van daar af. Uit die atelier nou, met ons loopom oor, wat is die ding? Die skorreltjies, en dan gooi ons op 'n AM-sender uit, wat dan nou ver kan gaan. Ok, dis net so 'n klompie foto's, dis maar daar by die store, dis nou allemaal lede, 'n paar vrywilligers wat kom help het om die store in te dra, al die voorrade te skuive van die klein stoortjies af, na hierdie massiewe groot store toe. Die jeugkonferensie wat ons, dis verlede jaar sinne, wat ons gehou het, net so 'n paar foto's vir julle om te kyk. En dan die noodplan van Suidland burgerlike beskerming vir die slegs in werking met die uitbreek van geweld en anargie. Die doel is oorlewing, ons is nie 'n revolusionêre organisasie nie. Maar soos ek nou die oggend gesê het, alles dui daarop dat dit na ons toe gaan kom. En as dit na ons toe gaan kom, sal ons reg wees en sal ons mense kan beveilig en kan beskerm. En ons sal dit reg en effektief doen op die regte manier. Ok, die obligasie om deel te raak van hierdie rampbestuursplan is in totaliteit 'n saak van selfondersoek, die erkenning van 'n probleem wat bestaan en die neem van aksie. Ok, en daarmee gaan ek eers wat dit aanbetref volstaan. Ek is dors. Is daar enige vrae? Wynand, ja, ek wil graag weet, Hoe moet ek geweet, dit gaan jy weet. hierdie plaasbesettings. Ek sien nou presies wat gaan gebeur. Sê nou hulle besette plaas in Vicksburg distrik. Dan is ons nou in Bethlehem en daai plekke, ag wat, daai ouens sal dit maar uitsort.
dan vat hulle hierdie plaas oor en dan kom dit nou Bethlehem toe en soos ons nou maar tussen die verkeerde manne ook sit. Niemand doen iets daaraan nie. Los ons dit, gaan ons maar aan en ons wag tot die moeilikheid kom of onthou net, julle het gehoor wat Henk gevra het. Nee. Henk het gepraat oor plaasbesettings. Die kwessie van hulle beset 'n plaas hier, land 'n plaas daar, en wat behoort hulle te doen in so 'n geval? Kom ons gaan kyk na Zimbabwe. Aanvanklik, op die eerste plaas waar hulle aangekom het, onmiddellik binne 25 minute na 'n halfuur toe is daar 30 boere. Almal kom help. En die plunderaars of plakkers, besetters, gaan toe weg. Paar dae later beslaan hulle al 30 plase gelyktydig. So wie help nou vir wie? Wie gaan nou sy plaas los om af te brand terwyl hy daai boer se plaas gaan help? Dis die probleem hier. Solank hulle hierdie amper individuele gevalle stil laat plaasvind, soos hierdie besetting wat nou daar in die Oos-Kaap plaasgevind het, ons weet ons gaan nie daai mense van die grond afkry nie. Daar's 'n verskeidenheid van maniere hoe hulle 'n eiendom van jou kan ontneem. Een van ons eie lede het sy huis verkoop aan die onderburgemeester van Tshwane, Pretoria, vir 40 miljoen. Dis 'n groot baie plek by Bronkhorstspruitdam. En hierdie ou het gegaan na die bank toe om 'n lening te kry om vir die huis te betaal. Toe hierdie ou vind uit maar hierdie betaling sloer nou baie lank en die proses sloer baie lank. Toe hierdie onderburgemeester georganiseer in samewerking met 'n persoon binne in die bank dat die huis geadverteer word om op 'n veiling verkoop te word, sonder dat die eienaar van die huis weet. Veiling gaan deur. Hy koop die huis vir 2.4 miljoen rand. En daai ou het niks. Hy het nie 'n saak nie. Dis aan die bank toegelaat, dis oral onderdeur gedruk. Dis 'n manier van onteiening. En ons gaan dit toenemend sien. Maar alles moet aan die groot klok gehang word. Op hierdie stadium is dit baie belangrik dat Amerika sulke dinge sien en daarvan bewus is. En mense, daar's niks beter as X nie. Omdat almal se aandag is op X gefokus. As hier 'n snaakse insident gebeur, neem 'n videoklip, sit hom op X. Dit gaan by die regte ouens uitkom. Hulle gaan dit sien. Dis al wat ons nou kan doen, is om druk toe te pas. Ons kan eintlik geen weerstand nou bied nie. Tot die dag wanneer die dinge in duie begin storm. En dan moet dit gaan oor volksoorlewing. En dan ja, Henk, as hulle jou plaas dan plunder terwyl jy weg is en afbrand en alles wat geëet kan word sou, dan moet jy maar net weer vorentoe kom en kom bou. Soos ek in die begin gesê, ons is bouers, ons kan herbou. Maar jy kan nie jou lewe vervang nie. Ons moet leer uit die lesse van Afrika uit. Ons moet leer uit Angola uit. Ons moet leer uit Mosambik uit die Kongo uit, Noord-Rhodesië uit, wat Zambië geword het. Gaan kyk wat daar gaan gebeur. Gaan soek dit op. Lees dit vir julle self. Mense het net soos hulle vandag gesê, ag, dit sal nie hier gebeur nie. En hulle lyke is in die strate opgetel. Niemand het hulle eintlik eers begrawe nie. En niemand het daaraan belang gestel. Ja, maar die buiteland gaan troepe stuur. Buitelande gaan troepe stuur. Vergeet daarvan. Myne, dan wil ek net nog 'n vraag vra. Hoe lyk ons brandstof en ammunisie van ons? Ek weet nie van ammunisie nie, want ek stel nie eintlik daaraan belang nie. Maar brandstof is 'n uitdaging. Dit bly 'n uitdaging. Ek koop geweldig baie brandstof. Maar ek het baie ooreenkomste in plek
vir brandstof. Uiteindelik gaan dit daaroor hoe betaal jy daai brandstof vir alles as jy brandstof uit 'n plek soos Brasilië uit inbring, Angola uit, Kongo. Hoe betaal ons daarvoor? Maar dit is seker agterna, maar vir hierdie energie wat gaan Ons plaas, het dit ook nodig dan. Ons het dit ook dan nodig. So daai beplanning moet nou klaar en afgehandel word. Maar vir die energiesituasie, kom jy daar, sorg dat jy brandstof het om daar te kom. En as jy meer kan bring saam. Los al die kos op goed by die huis en lei net 'n tank diesel op en kom. Erik sal vir jou 'n skaap bring. Die beginsel wat ek hier weer sê is, jy gee vir hom diesel, hy gee vir jou vleis. Dit is hoe ons dit sal moet doen. Ons weet nie hoe die finansiële aspek gaan uitspeel op die ouene dag nie. Jy weet, ons ou soldate was net geleer hoe om 'n budget te spend, nie om 'n budget te maak. En dit is soms 'n uitdaging hoor. Okay. Ek nou jy genoeg vrae gevra. Is daar nog iemand? Op daai tydlyn met die rooi streep tot wanneer ons nou moet uittrek of wat ook al die saak mag wees. Wat is in jou opinie, wat is die tydlyn tot daartoe? Nee. Hoeveel jaar, hoeveel maande, hoeveel dae? Nee, ou oom nooi my na sy plaas toe. Hy prep al vir 45 jaar. Want sy geloof sê hy moet voorberei. Sy geloof sê vir my mag nie afhanklik wees van ander mense wat hom afpersbaar maak en opsigte van kos en geld. Hormoonse geloof. Hormone. Okay. mormon. Ja man. Nee, hormone. Nee, hormone. Ek weet. Dis nou my vrou. Hoe moet ek lewe? Met hormone. Okay, maar hy probeer nou al vir 45 jaar, nee. En hy het 'n plek daar voorberei vir hom oor al die jare wat ongelooflik is. Hy het my daai selfde vraag gevra 2 weke terug. Hoe antwoord jy daai vraag? Suid-Afrika is 'n baie resilient land. Okay, hy absorbeer verskriklik baie goed. Maar as ons na al die faktore gaan kyk, wêreldsituasie, die belange in Suid-Afrika, die politieke verdeeldheid wat bestaan, die rassehaat, die polarisasie wat nou fisies gedoen word om groeperings en so aan bymekaar te kry. Al die eienskappe wat nou betrokke is. En as jy dan kyk dat wat FSA doen ten opsigte van die finansiering in Suid-Afrika en die Wêreldbank en hierdie ouens waar hulle altyd hulle geld by gekry het, dan is die induie stort baie naby. Ek gaan nie vir jou 'n dag en datum gee. Maar as skatte in jou Nee, ek kan nie skat nie. Ons werk met feite, die dag as die manne vir my sê, die lyne is in die rooi, dit sal die dag wees wat ons mense sal waarsku en sê, dis nou tyd om gereed te maak om te onttrek. Tans, waar staan die barometer op die oomblik uit 9 of 10 uit? Waar staan ons nou? Hy staan nou op 6.8. 6.8. Ek het nog 'n vraag. Daai strategie, daai punte van belang vir die kragstasie is en wat se beskerming gaan ons bied as die tyd kom? Jy nie jou koppie daaroor breek. Kom jy daar, dis waarvoor ons daar is. Maar as ek dit mos nou vir jou sê, dan breek ek mos nou my eie reël. Ja, ek wil net weet daar Nee, jy wil my met 'n slapring so uitlok dat ek te veel praat. Ja, ek wil net weet, dis nie daar is planne in plek Dit is 'n plek. en daar is genoeg mense. Ons is dit nie mense. Maar weet jy wat, as die liewe Vader wil hê, ons moet dit doen met dat gee die ons bende, dan sal ons dit doen met die ons bende. Ons mag nooit ons geloof in hierdie saak
vergeet en waar ons krag, ons werklike krag lê nie. Maar gebed alleen moet versterk word met dade. Of kom ons sê ons dade moet deur gebed versterk en ondersteun. En ons moet binne daai riglyne van jou gebed te beweeg. Okay, nog een wat wil weet wanneer is die tyd? Wanneer ek is nie van Klokkeland. Ek verskil heeltemal van wat jy van jou siening oor die politiek oor see en hoe daai inspel hier by ons is ons besig met swart politiek. Dis al wat hier gebeur. Dit het niks te doen met Putin en Europa en daai mense. Die probleem is hierdie land, die swartes het te veel. Hierdie regering weet self nie wat om te maak met hierdie miljoene aandeel. Dit is maar so die feit as daar geld afgesny word, jy gaan geen invloed op hulle hê. Die geld wat afgesny word gaan verskriklik oulik wees en dies van hierdie is maar dan 60 miljoen hier. Die punt is dat dit mos 'n invloed. 20 miljoen van hulle leef op hierdie maandelikse Presies, medisyne wat hulle gebruik. presies. As hy geld afgesny word, gaan hulle merkbaar minder word. Maar hulle gaan eers by jou kom kos. Nou wil ek jou 'n ding. Ons kan sê op 'n stadium dat die stelsel het in duie gestop. Daai man se basis is 'n sterk ding. Is Dit hy loop met 'n sterk ding. Verder het hy niks. Sy basis vir hom sal dit eers verkeerd loop as hy heeltemal honger is. So as ons vat hoe die land voor 94 was en ons vat waar hy vanaand is, het hy eintlik volgens ons vandaag al lankal het hy in huie gestort. So daai lyn die barometer as hy rooi gaan word. Hy sal al rooi wees in groot gedeeltes in die land. Dan gaan hy nog nie oral rooi wees. So hierdie gaan nie die vraag daar wanneer. Dit gaan selfs vir u nie maklik wees om te kan bepaal wanneer het hy rooi geword waar. Hier op ons Lesotho grens hier. Hy is hier maar saamlik rooi lankal. Maar ons kan nêrens heen nie want ons maak 'n lewe hier. So die groot ding gaan wees om vir ander mense te sê dit is nou rooi daar en daar en daar. En dit gaan nie 'n maklike ding wees nie. Julle het nou daardie taak op hulle skouers geneem. Dit gaan nie 'n maklike taak wees. Maar ek wil net basies het hierdie land reeds in duie gestop. Want niks werk nie die regstelsel, die polisie nie, die vervoerdienste nie. Al wat werk is ons inkomste. Iets verder werk eintlik niks in ons gemaak. Mense is 'n verskriklike aanpasbare ding. So dag en datum, dit gaan nie maklik wees. Dan ek het oor die buiteland, so goed wat jy sê jy wil nie geassosieer wees met ander mense maar jy moet ek dink maar heroorweeg luister om weer met daardie Nelspruitman te praat, want dit is nou regtig nie 'n wat 'n Nelspruitman. Meneer Koolyn. Dis eintlik Koolyn praat elke weer. Ja, maar dit is nie 'n ou om 'n goeie geselskap. Nee.
Moet onthou, daar's 'n paar as die rang is daarvoor. nee, daar's 'n paar goed oor kolyn wat jy moet verstaan. Nommer 1, kolynvoere kluisenaars bestaan op 'n plot in Nelspruit. Dis waar hy woon. Hy het geen groepering wat hy volg nie. Hy het geen groepering wat hy kan motiveer of beïnvloed nie. Kolyn se enigste doel is om te sterf. En hy het self my gesê. Ons het al oor 'n braaivleisvuur gestaan. Maar nie sommer weer nie, want hy hou die apparaat. As jy vir 1 uur afspraak moet hom maak dit maar vir 6 ure, want hy gaan nog nie klaar gepraat wees. Maar Kolyn het 'n reg om te sê wat hy sê. En hy het 'n reg om met almal te praat daaroor en hy mag sterf. Kolyn weet wat is ons plan. Ek ken ook nie die detail wat van, want ek kan hom ook nie sê wat die detail is. So wat Kolyn aan betref, ons het nou die aand 'n bosberaad gehad. Wie het dit gesien? Wat ek en Kolyn gehad het. Nou, 2 weke terug. Het ons 'n bosberaad gehad. By assosiasie praat ek van dit wat jy kan skade berokken. Soos Louis Liebenberg. Wat my gebel het en gesê het, ek moet asseblief sy leiersberaad kom bywoon. Toe staan hulle, dans hulle saam met Zuma op die verhoog. Staan en dans hulle in die wit ouens en daar's ouens van Appington wat daar gesit het in die gehoor wat op die einde moet staan en saam sing, bring my masjien geleer. Dis assosiasie. Maar as ek met 'n groep X sou assosieer, bevriend wees, maar groep X het 'n ander plan. Groep X begin iets. Hy wil soos destydse boere mag hê dat die geweld moet begin. By assosiasies ek dan deel af. Dis hoekom ek nie assosieer. Of in assosiasies of in vennootskappe met ander groeperinge ingaan. Mense, ja, okay. Dankie, ons is nog die hele aand hierso, ons is hier rond. Vir die van julle wat wil kom gesels, wees welkom. Daar's boeke daar binne, daar's ander goede daar binne. En as jy reeds 'n SBB lid is, kry jy die nodige goede dat jy met trots kan dra 'n plakkie sticker op jou bakkie. En dat raak al hoe meer landwyd. Ons is die grootste veterane organisasie tans in die land, maar mag nie ene wees nie, want ons aanvaar nie swart oud soldate nie. Dit is môreoggend 9uur as die Ficksburg boere is of mense in die omliggende gebiede vir die plaasmoorde ding op die R70 by die Tempelhof kruising. Ons almal kom daar by mekaar, 10uur ry ons in. Alles is gereël, die verkeerafdeling bring ons. Ons kom oorhandig die memorandum 10uur aan die polisiestasie. As die kolonel nie is nie, sal hulle vir ons kaptein reël. As daar mense is belangstel, môreoggend 9uur by die Tempelhof kruising by R70, die S451 by die kruising. Ja, ek dink dis 'n goeie aksie. Iemand het gevra my opinie nou eendag daaroor te sê as 'n groepering kan ons nie deelneem nie, maar die individue wat gaan bywoon is meer as welkom en is eintlik aanbeveelbaar dat die ouens dit wel doen. Die eerste een het ek self deelgeneem nog daar in Mosselbaai. Was heeltemal baie besig, 2017. Okay, dankie mense. Waardeer.